Vriende, goeiemôre. Ek dink ons kan begin. Baie welkom aan elke een van julle vanoggend hierso. Dis so 'n heerlike voorreg om saam hierso as familie van die Here te wees, saam te aanbid. Ons gebed vir mekaar is altyd dat eerings die Heilige Gees met 'n woord of met 'n lied, met 'n gedagte ons harte sal aanraak en jy die belewenis sal hê as jy hier uitstap, daar was 'n rede gewees hoekom ek vanoggend hier sou moet wees. Mag die Heilige Gees regtig so in elke een van ons werk. Nuwe intrekkers wil ons, nuwe lidmate wil ons voorwelkom sê vir Mabel Steenkamp, Danila van Jaarsveld, Sonja Blighnout, Hannes en Martie Du Plessis. Is daar enige ander nuwe lidmate vanoggend hierso wat dalk nog nie aangemeld het nie? Ons almal. Goed, so ons wil vir julle herinner, ons drink lekker koffie hier by die kerk, en jy hoef dit nie net na die tyd te doen nie, voor die tyd kan jy jou koffie kry, en jy kan met jou koffie kom sit hierso. Dit help dat 'n mens wakker ook bly in die erediens. As jy voel jy duik, vat 'n sluk, laat die koffie inskop. So julle is baie welkom, na die tyd ook lekker saam met ons te kuier. Ja, ek wil sommer dat ons so wegspring en net bewus raak van die teenwoordigheid van die Here. Ons lewens is besig, ons koppe is besig. En 'n erediens is amper half so 'n heilige eiland wat die Here vir ons gee om te sê, hier kan jy stil raak. Hier wil ek hê dat jy bewus raak van my teenwoordigheid. So nou kom die Here se uitnodiging na ons toe vanoggend. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. As ek vir jou sou vra, hoe was jou week gewees? Dan sal baie ouens sê, dit was rof gewees. Daar was te min dae in die week. Daar's goeters wat in my lewe inspeel, wat maak dat dit nogal taaf is. En daarom is vanoggend se uitnodiging dan vir jou en vir my, om te sê, kom na my toe. Die Here se uitnodiging, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Dis 'n belofte van die Here af. Kom ons vat dit vanoggend vir ons, dat ons sy rus ontvang. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig, nederig van hart. Julle sal rus kry vir julle gemoed. Dis 'n belofte. Dis nie of nie, die Here beloof dit. Julle sal rus kry. My juk is sag en my las is lig. So kom ons raak stil terwyl die sanggroep, terwyl julle ook vir ons gereed maak. Kom ons raak stil met hierdie uitnodiging van die Here. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Kom ek herhaal weer die uitnodiging vir jou, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Dis nie die dominee wat dit sê nie, dis die Here. Die Here wat ons uitnooi. Ek sal julle rus gee.
En wanneer ons dit sing, die Here is werksaam om ons heen, dan gee hy sy seën vir ons. So vanoggend kan ek vir jou in die naam van die Here sê vrede vir elke een van julle. En so wanneer die Here dan vir ons so nuut maak en vir ons sy vrede gee, dan moet ons staan en dan moet ons sy naam besing. Prys die Here vanuit die hemele, prys die Here, alle engele, prys hom son en maan, prys hom alle sterre, prys die Here en sy grote naam. Kom loof die Heer, kom loof die Heer, alle kinders van die Heer, alle kinders van die Heer, wat snaaks in die oog, wat snaaks in die
Dankie. Kinders, julle hier voor by my kom kuier. Goed, verjaarsdag, eerste dinge eerste. Enige verjaarsdag onder julle? Of kom ons hoor eers, hoe was julle week, voordat ons sommer met verjaarsdag wegspring. Hoe was julle week gewees? Lekker gewees. Wie van julle het warm gekry? Sja! Het julle ligversorgers in die klaskamers of nie? Het julle daarom? Nie? Sja! Dit is erg, né? Ja. Goed. Maar daarom lekker reën gekry ook, né? En daarvoor sê ons ook vir die Here dankie. Onthou daarvoor dat ons wanneer ons lekker reën kry na die hitte en goed, dat ons sê dankie Here en dat die plantjies en die diere en almal sê baie dankie vir die reën wat geval het. So, verjaarsdag. Nie verjaarsdag onder julle nie, niks nie. Kom ons hoor hier by die groot mense. Verjaarsdag in die week. Wat 'n droë week. Daar. Amanda, jy het verjaar. Ja. Sal ons sommer die hele mandjie vir jou gee. Wie vir julle gaan vir Tannie Amanda gee? Ja, gee jy daar vir Tannie Amanda? Wie nog? Howard? Who else had his birthday? Uda, did you have your birthday? Come here. What's your name? My name is Pule. 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 Okay, and how old are you now? 16 years. 16 years. 16. Oh, and in grade? 10. Grade 10. What a big boy. Happy birthday for you, hey? Thank you. Yeah. And we are praying for you that you will experience the love of God every day. Thank you. Okay, thank you. Kom ons stand here. We're going to sing for you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pule. Happy birthday to you. You're struggling with your name, but you know what? The Lord knows your name. Happy birthday. En baie geluk. Amanda, jy ook baie geluk. Goed. Kom ons kers aansteek. Wie gaan vir ons kers aansteek? Sis, gaan jy vir ons steek en Bybel oopmaak? Ek wil hê iemand moet vir my kom help lees. Nika? Dis nou van die braai. Sis, wil hy nie? Waar is julle rokers? Is daar rokers? Wat kan help? Dis uit. Hy wil nie. Dis alraai. Ja, jy vir ons hier by. Hy moet oopmaak. Daar sy. Hier kom dit nou. To the rescue. Hy werk. As hy. Dankie Imke. Daar sy. Goed so. So net hier so los vir Imke. Goed. So, weet julle wat is disippels? Het julle al oor daai woord gehoor? Wat is dit? Dis mense wat die Here dien, né? In ander woorde sou ons kon sê dit is Jesus se vriende gewees. Kan julle onthou hoeveel was daar gewees saam met hom? Hoeveel disippels was daar? Hoeveel vriende? 12, dis reg. Ja, en kan julle enige een van hulle se name onthou? Nou raak dit moeilik. Ja, Petrus. Ja, dis doodreg. Sit hier so sis. Ja. So hier aan die begin
Die meeste van hulle was vissers geweest. Wie van julle is vissermanne? Visservroue? Vang julle vis? Ja. En vang jy elke keer vis as jy gaan vis vang? Of is daar party dae wat jy met niks uitkom? Kali? Party dae kom jy net uit en is daar nie vis nie, né? Ja, so hierdie ouens was vissers gewees. En daai aand was 'n slegte vangs gewees. Daar was nie visse gewees nie. En toe kom Jesus op die strand. En Jesus sê vir hulle, hoorie manne, gooi 'n bietjie die nette aan die ander kant uit. Wat dink julle wat gebeur toe? Toe vang hulle vis, nie bietjie nie, baie. Hulle voorsien sommer vir INJ. Ja. Dit was so baie dat die Nee. omgedoen. Ja. So ek wil 'n bietjie by julle ek gaan vir ons lees, want dit is waaruit ons vanoggend gaan lees en dan gaan julle in julle groepies gaan julle dan verder aan. Kom ons kyk sommer so, dan lees julle lekker saam met ons. Daar uit Lukas 5 uit. Op 'n dag toe Jesus langs die Genesaret meer staan en die skare vorentoe beer om die woord van God te hoor, almal wil hoor wat het Jesus te sê, sien hy 2 skuite aan die kant van die meer lê, bootjies. Die vissers het uitgeklim en was besig om die nette uit te spoel. Hulle het nette gegooi. Dis nie visstokke waarmee hulle vis gevang het nie. Hulle het nette uitgegooi en dan trek jy jou net in. Yes, net so. Om die nette uit te spoel. Jesus klim toe in een van die skuite, die een wat aan Simon behoort, en vra hom om dit 'n entjie van die oewer af weg te stoot. Weet julle wat is oewer? Dis nie Uber nie, dis oewer. Dis aan die kant, dis die kant van die see wat jy bietjie net is hier waar die water en die sand bymekaar kom. Hy sê stoot hulle net so bietjie terug, né? OK. Nadat hy gaan sit het, hy sit nou in die bootjie, het hy die skare van die skuit afgeleer. Toe hy klaar gepraat het, sê hy vir Simon, hoor nou hier. Simon, jy nou weet hierdie ouens het die hele dag het hulle probeer vis vang, né? Niks gekry nie. Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Wat sê Simon? Hy sê, meneer, ons het die hele nag deur gesoek sonder om iets te vang. Julle vissermanne weet, as jy die hele dag in die son was, hulle was daar nou in die nag, jy kom uit en jy kan niks wys nie. Ons het die hele nag gesoek. Sonder om iets te vang, maar op u woord sal ek die nette uitgooi. Wat gebeur toe? Toe hulle dit doen, het hulle so 'n groot klomp vis gevang, dat hulle nette wou skeur. Hulle wink toe vir hulle maats in die ander skuit om te kom help. Hulle het gekom en albei die skuite so vol gemaak dat hulle amper gesink het. Amper word hulle duikbode, né? Dit is so vol dat hulle amper gesink het. Kan jy nou dink, hulle het die heel aand probeer, niks gekry nie. Jesus sê vir hulle, gaan dieper water toe, gooi die nette uit en hier kry hulle soveel vis, dat al 2 bote amper sink, soveel vis het hulle gevang. Wat gebeur toe? Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor Jesus se knieë neer en sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hy en almal wat saam met hom was stom verbaas oor hierdie groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, die seun van Zebedeus, dis nou 2 ander disippels, wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Sou jy ook verbaas gewees het? Sou jy ook gesê het, ja, wat het hier gebeur? Verbaas. Toe sê Jesus vir Simon, moenie bang wees nie. Van nou af sal jy mense vang. En nadat hulle die skuite op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Ek het 'n moeilike vraag vir julle. Wat beteken dit dat Jesus sê julle sal mense vang? Dink 'n bietjie. Karwie? Sê. Dit is hulle vang vir hulle vertel stories wat die Here vir hulle vertel het, toch? Ja.
So jy vang mense deur vir mense te vertel wat die Here vir jou gedoen het. Jy vang mense met liefde. Dis die beste aas wat die Here vir ons gegee het, is liefde. So julle gaan mense vang deur vir hulle te vertel hoe lief die Here hulle het. So, wie van julle is vissermanne? Visservroue, steek op die hande. OK. Daarso ook, en Jolandi ook. Nou wil ek vir julle sê, wie van julle is vissers vir Jesus? Ja, ons is almal nou vissers vir Jesus. So, dit beteken, ons gaan in hierdie week uit en ons gaan mense vang met die liefde van die Here. Gaan julle dit probeer? Kyk, waar kan jy omgee vir ander? Waar kan jy vriendelik wees met iemand anderste? Waar kan jy iemand troos wat hartseer is? Waar kan jy iemand help wat hulp nodig het? En op daai manier vang ons mense met die liefde van die Here. Reg. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam en dan kan julle in julle groepies verdeel. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons wil gebruik om mense te vertel van U liefde. Gebruik asseblief vir my in hierdie week. Maak my oë oop om raak te sien waar U my wil gebruik en werk in my hart dat ek reg sal wees om liefde te gee vir die mense rondom my. In U naam bid ons dit. Amen. Amen. Julle kan nou lekker in julle groepies gaan julle nou verdeel hoor. Dankie. So vriende, ek wil so in hierdie tyd vir die volgende paar Sondae net so 'n bietjie stil staan rondom wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus te wees. Ons volg Jesus in hierdie dae, dit is lydingstyd, ons is in lydingstyd, as Woensdag het dit ingelei, nou Woensdag wat verby is. So vir 40 dae is ons op pad saam met Jesus om agter te kom wat dit beteken om 'n navolger van hom te wees. En dit is vir my heerlik om vanoggend met julle te deel uit hierdie gedeelte uit en mag die Here dit vir ons eenvoudig genoeg maak dat ons dit kan verstaan, maar nie net verstaan nie, maar dat ons dit kan toepas in ons lewe. So, die betekenis van wat dit volg, wat dit beteken om Jesus te volg. Wat dink jy, wat is die eerste tree om Jesus te volg? As ek sê ek is 'n navolger van Jesus, wat sal die eerste tree wees wat 'n ou neem? Ek vra die vraag ook vir doopouers, hoekom wil jy jou kind doop? Wat is die eerste tree? Julle is nou huiwerig en julle is nie gewoond daaraan om te praat nie. So dink so 'n bietjie, wat sou jy sê, wat is die eerste tree in navolging van Jesus Christus? Enige iemand? Ek het nou nie 'n 50 randjie om te gee nie. Wat sou julle sê, Marguerite? Ja, besluit om jou totaal oor te gee. Daai waterskeiding besluit in 'n mens se lewe. En ek dink ons almal dink so en dit is nie heeltemal verkeerd nie. Want daai, vriende, is die tweede tree. Die eerste tree in die navolging van Jesus Christus is altyd die tree wat hy na my toe gee. Dis nooit ek wat van my kant af eerste kom. Dis altyd die Here wat die eerste tree
na my toe gee. In al hierdie verhale van volg my, jy kan gaan lees in die evangelies, is dit Jesus wat na die disippels toe kom en sê, volg my. Is dit Jesus wat na Matteus die tollenaar toe kom en sê, volg my. Is dit Jesus wat by Saggeus stop onder die boom en sê, vandag moet ek by jou in jou huis tuis gaan. Altyd die eerste tree. Die verhaal van die verlore seun wat ek weer en weer vir ons sal herhaal tot in lente van dae, is die verhaal van die pa wat sy kind tegemoet hardloop. As pa. Die Here neem altyd die eerste tree en ook in hierdie omstandighede is dit die Here wat die eerste tree neem hier na Petrus en na sy vriende toe. Hoor 'n bietjie wat sê 1 Johannes 4, jy ken dit dalk goed. Wat is regte liefde? Hierin is God se liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom die lewe kan hê. Eerste tree. Werklike liefde is dit nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. So as jy vanoggend oortuig is van jou kindskap en dat jy weet ek is 'n kind van die Here, dan moet jy ook dit weet. Jy is dit alles op grond van die genade van die Here, omdat hy die eerste tree geneem het. En ons tweede tree is natuurlik, ek gee my oor, ek is so oorweldig deur hierdie liefde, ek gee myself oor vir hom. So ek dink dit is nogal belangrik, want dit is ons anker. Ek kan nooit roem daarop, op my bekering, ek kan nie. Ek kan nooit roem daarop, dat ek 'n kind van die Here is. Absoluut genade. Elke keer is dit hy, wat ek dink nou sommer aan Koos se gebed, elke keer het hy my iewers kom haal. Die eerste tree is altyd God wat na my toe kom, en God wat vir my herinner, dat hy vir my liefhet. So daar is nogal belangrik. Die volgende wat belangrik is dat die Here sê, meer as hier. In volgelingskap van Jesus Christus wil hy vir ons leer, dis meer as hier. Hy is baie goed bewus daarvan dat Petrus hulle die heel nag geswoeg het en sonder 'n vis uitgekom het. Hy is baie bewus daarvan. En dis juis in hierdie moeilike omstandighede dat die Here kom en sê, ek is meer as net hier. Ek is meer net as julle mislukte visvangpoging. Ek wil vir julle leer dat julle my kan vertrou. Ek is meer as net jou omstandighede wat vir jou moedeloos maak. Hoe nodig het ons om daaraan herinner te word? Om herinner te word daaraan dat dit die Here is wat na my toe kom en sê, onthou, ek is meer as hier. Hier in hierdie omstandighede wat ek moedeloos is. Hier in hierdie omstandighede wat ek nie weet, hoe gaan ek aan die ander kant uitkom nie. Wat ek nie antwoorde het nie. Dat die Here na ons toe kom, want hy weet, en dat hy sê, onthou net, ek is meer as hier. Ek wil vir jou uitnooi om te ontdek dat jy my kan vertrou. En natuurlik, liewe vriende, weet jy en ek, dit sou daarom lekker gewees het as ons die probleem gehad het, net, jy weet, van nie visse vang nie. Ons sit met groter probleme, ons sit met hartseer, ons sit met bekommernis oor ons kinders, ons sit met gesondheidsdinge, ons sit met dood, ons sit met die stikkindheid van die wêreld.
En jy en ek weet ook vanoggend, die goeters verander nie so wanneer ek die Here hoor nie. Maar ek hoor die Here wat vir my sê, onthou, volg my, want hier waar jy nou is nie die eindpunt nie. Dit is nie die eindpunt nie. Ek is met jou onderweg, ek is met jou op pad. Vertrou my. Gooi die nette in die diep water aan en vertrou my. Ek herinner jou net weer. Meneer, antwoord Simon, ons het die hele nag geswoeg. En hoeveel keer sê ons dit nie vir die Here, Here, ons swoeg, ons sug. Ons het die hele nag gesoeg, sonder om iets te vang. Maar, op u woord, sal ek die nette uitgooi. Miskien is dit vanoggend, dalk is dit die Heilige Gees wat vir ons wil hoop gee en aanmoedig om te sê, gooi die nette weer uit. Moenie ophou om die nette uit te gooi nie. Wanneer Jesus in Johannes 11 by Martha en Maria kom, Lazarus wat dood is, en hulle is hartseer, sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe al sterwe hy ook, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Glo jy dit, dat ek meer is as hier? Glo jy dit, dat ek op pad is met jou? Glo jy dit, dat ek jou sal vashou, ook in hierdie moeilike omstandighede? Glo jy dit? Hy is meer as hier. Om die Here te volg gaan oor meer as net ek. Ek wil gou weer daar vir jou vra. As jy daai prentjie sien, wat gaan in jou kop aan? Hoe interpreteer jy daardie prentjie? Kom, is julle nog wakker? Hoe interpreteer jy daai prentjie? As jy daai prentjie sien, wat sê jou brein vir jou? Right, ek gaan vir jou antwoord. Ek het die idee, jou brein sê vir jou, Jesus stap voor en ek moet hom volg. Is ek reg? Is reg, né? Wat daarvan as Jesus die ou met die denim en die skoene is en ek is die ou wat wegloop? En hy is agter my aan en sê, ek gaan jou nie los nie. Dis nou Petrus sê, Here, gaan weg van my af, want ek is 'n sondige mens. Here, ek maak nie die span nie. Here, gaan weg van my af. En baie keer voel ons so, dat ek nie waardig is om 'n kind van die Here te wees nie. My lewe is net te vol gebreke. En soos Paulus sê, die goeie dinge wat ek wil doen, dit kry ek nie gedoen nie. En weet jy, dit is so maklik om die slegte dinge te doen. Ek verras myself hoe maklik dit is. En dan raak Paulus ook moedeloos en hy sê, wie sal my red hiervan? Paulus sê ook eintlik, Here, gaan weg van my af. Ek is nie waardig nie. Sê Jesus, moenie bang wees nie. Jesus laat hom nie afskrik nie. Jesus, jy gaan hom nie kan afskud nie. Of jy nou vanoggend glo en of jy nie glo nie, die Here loop agter ons aan. En hy sal nie ophou om agter ons aan te loop nie. Ons tantrums en ons afstoot van hom is nie sterk genoeg vir sy liefde nie. Jy sien, sy liefde hang nie af
van wie ek is en hoe oulik ek is en hoe gehoorsaam ek is nie. Hoeveel gawes ek het. Hy het lief omdat hy liefde is. En daarom is sy volg baie meer as net ek. Sy volg vra, hy, vertrou my, kom saam met my. Moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie. Stap die pad saam met my. Hy loop my agterna. Sal my nie los nie. Gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. In die godsdiens werk dit nogal baie keer goed eintlik so, né? Ons gee mekaar 'n klomp skuldgevoelens en dan voel ek 'n bietjie beter wanneer ek die skuldgevoelens met 'n offertjie of met 'n toewydingkie of 'n ietsiekie net weer bietjie afbring, né? Daai skuldlevels bietjie afbring, dan voel ek 'n bietjie beter. Op die ou einde maak dit my so moeg. Want dit is godsdiens, is eintlik afgodsdiens, want dit gaan eintlik net oor myself en hoe ek moet presteer om die Here tevrede te hou. So hoor wat sê die message, onthou waarmee het ons begin vanoggend met Matteus 11. Ons het hom al gelees, maar lees hom weer vanoggend. Are you tired, worn out, burn out on religion? Come to me. Get away with me, and you recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Om te volg is om lig te lewe, in die lig. Ons raak moeg, omdat ons met ons klomp bagasie die Here probeer navolg. Die Here wil vanoggend vir ons kom vrymaak en sê, jy het dit nie nodig nie. Ek is by jou. En dan in die laaste plek, beteken dit om te volg, beteken om die lewe te proe, om die lewe te geniet, om te weet wat ek is net genade. Om te weet, elke lekker koppie koffie, is 'n stuk genade uit die hande van die Here uit. Elke bytjie reën, 'n stuk genade uit die Here, uit die hand van die Here uit. Jesus sê vir Petrus, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang, en nadat hulle die skei op die strand getrek het, het hulle alles net so laat lê en sy volgelinge geword. Hy sê in Johannes 10, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. En die Here wil hê dat jy en ek in oorvloed lewe, nie in oorvloed in wat in jou bankrekening is nie, nie in oorvloed in wat in jou koskas is nie, maar in oorvloed van sy liefde en sy genade. En die wêreld het dit nodig. Dis waar ons nou met die kinders gepraat het, dis waar jy en ek visser van mense word, om die oorvloed van God se genade en liefde te gaan deurgee. Want waaraan is die wêreld gewoond? Die wêreld is gewoond aan oordeel. Ek is nie goed genoeg nie, ek pas nie in nie, die Here sien my nie raak nie. En jy en ek moet met die vars genade van God kom, te sê, hy het gekom sodat jy en ek lewe kan hê in oorvloed. Lewe in oorvloed om te sê, in my moeilike omstandighede, Here, dis nie die laaste sê oor my lewe nie. Lewe in oorvloed om te sê, Here, my sonde het nie die laaste sê, my verlede bepaal nie my identiteit nie. U bepaal my identiteit. Lewe in oorvloed om te sê, dit gaan oor meer as net oor myself, dit gaan oor die mense rondom my.
en veral oor die mense dalk met wie ek nie so gemaklik is nie, om lewe in oorvloed ook vir hulle deur te gee. So ek vra vir jou vanoggend, die Here kom na ons toe, en die Here kom sê vir ons, hier waar jy vanoggend is nie die eindpunt nie. Jou omstandighede is nie die eindpunt nie. Gooi die nette in die dieper water in. Die Here wil vir ons kom sê, onthou jou verlede is nie die eindpunt nie. Gaan oor meer as net jy. Jy volg my, maar jy sal dalk agterkom dat ek baie keer meer agter jou loop, agterna loop, as wat ek voorloop, en sê volg my. En die Here wil hê dat ons lewe in oorvloed sal ervaar. Dat jy kan uitstap, vrygemaak en sê, Here, dankie vir lewe. En dankie dat ek weet dat ek op pad is na die lewe met 'n hoofletter, saam met U eendag. Dankie daarvoor. Sanggroep, as julle vir ons kan regmaak, ons wil nou 'n aanbiddingslied sing, waarin ons vir die Here sê, U is die koning van ons hart, dankie dat U ons kom bevry, ons wil U lof besing vir ewig, U is die koning van ons lewe. So dis 'n geleentheid vanoggend om onsself weer toe te wy aan die Here. Nie as 'n eerste tree nie, maar as die tweede tree, omdat hy hom toegewy het aan ons. Koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, koning van my lewe. U wil ek bemyn, u wil ek bemyn, u lof besit vir ewig. U het my bevry, u het my bevry, my sonde skuld vergewe. Koning van my lewe, koning van my lewe, is die koning van my hart, koning van my hart, koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, koning van my lewe. U wil ek bemyn, u wil ek bemyn, u lof besit vir ewig. U het my bevry, u het my bevry, my sonde skuld vergewe. Koning van my lewe, koning van my lewe, is die koning van my hart, koning van my hart, koning van my lewe, is die koning van my hart, koning van my hart. Vriende, ons gaan nou oor in aanbidding in. En ek sê altyd die kers gee lig, maar 'n kers is broos. En wanneer ons vanoggend voorbidding doen, dan
bely ons eintlik daarmee, Here, dat ons broos is en dat lewe broos is, breekbaar is. Soos ons na elkeen van hierdie name kyk, dan bely ons broosheid. Elkeen van hierdie name het 'n gesin wat rondom hom of haar staan. En ons bely ons broosheid. Laaste 2 name, Louise, Lesmaree, wat oorlede is oor die naweek, Vrydag aand oorlede is, na baie lang siekbed, die van julle wat hulle beter en nader aan hulle is, sal weet. En Louis en Magda, met klein Meneitjie, hulle klein kind, 'n paar weekies oud, wat dit nie gemaak het nie. Dis die goeters wat vir ons laat swoeg in die nag, wat vir ons laat voel wanneer ek die nette uittrek, is daar niks vis in nie. My gebede voel leeg. Dis die goeters wat vir ons woorde laat opdroog om te sê, Here, ek weet nie lekker hoe om te bid nie, Romeine 8. Ek sug. Maar dankie dat U, Heilige Gees, saam met my sug. Voorbidding vir ons plaaslike regerings. Voorbidding vir ons boere. Voorbidding vir langtermyn siekes. Maar Here, op U bevel sal ons weer die nette uitgooi. Sal ons nie ophou om tot U te nader nie. Daarom wil ek jou nou uitnooi, 'n manier om dit te doen is om ons geloof te bely in die Here in wie ons glo. So ek nooi jou uit om te staan. In die middel van die storm, in die middel van ons broosheid te staan en te sê, ek glo. Ek gaan daar die vee vir die voorganger en die Gees staan vir die gemeente. Ons staan hier vanoggend voor die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En ons bely ons geloof. Glo jy in God die Vader? Glo in God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Glo jy in Jesus Christus, die Seun van God? Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Glo jy in die Heilige Gees? Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die gelowiges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Here, hier staan ons bely hierdie geloof van ons. Ons doen dit deur die krag van die Heilige Gees, nie in ons eie krag nie. Dankie dat ons hieraan kan vashou, Vader, Seun en Heilige Gees. Dat ons aan U kan vashou, maar dat ons ook aan mekaar kan vashou as gemeenskap van gelowiges, wat mekaar vashou ook in brose tye. Dankie daarvoor. In U naam bid ons dit. Amen. U kan maar sit. Vriende, ek gaan so vinnig deur afkondigings. Julle ken eintlik al Dinsdae Bybelstudie om 9 uur. Baie welkom.
Omgeegroepe, ons gaan begin met 'n klein groep, 'n omgeegroep. Ouens wonder baie keer, nou wat se ding is 'n omgeegroep? Is niks ingewikkeld nie. Dis eintlik mense wat bymekaar kom, saam met mekaar deel uit die woord van die Here, saam met mekaar as daar vrymoedigheid is, mekaar 'n bietjie deel wat in my lewe aangaan, saam bid en uit mekaar uitgaan. So ons kom eerskomende Woensdag, 6:30, kom ons hier by die kerk bymekaar. Jy hoef nie te laat weet dat jy kom nie, jy kan sommer net kom. Eerskomende Woensdag 6:30. Donderdag 6:15 ons manne wat bymekaar kom, in hierdie week ons vriende wat verjaar, Dian 27ste. Ons gaan daarom volgende Sondag kan ons vir jou lekker geluk sê. Kerkraadsvergadering wat verskuif na die 9de Maart toe. Dan 'n belangrike een, die Wêreldbiddag vir vroue. Reg oor die wêreld is die 6de Maart, is dit 'n geleentheid vir vroue om bymekaar te kom. Die fokus hierdie jaar is op Nigerië. En die tema vir hierdie jaar is ook I will give you rest. Dit waarby ons vanoggend eintlik ook stil gestaan het. So ons nooi die vrouens uit, Vrydag 6de Maart 10:00, dis hier by ons hierdie jaar by ons gemeente. Pannekoek en vetkoek, daar is baie vetkoek oor, R20 vir 5 en daar is bietjie vetkoek oor ander kant om. Is daar baie vetkoek? Nee, daar's min vetkoek, maar dis ook vir R20. Right. So en dan is daar baie pannekoek ook vir R20, maar dis 5 van hulle, van daai baie. Ja, so kom kry vir jou. En dan ons braaihout herinner ons julle aan ons omgee noodfonds. Daai help regtig vir mense wat in nood is. En ons wil dankie sê vir ons 10de maand dankoffer. Ons merkpunt was ek dink 185 gewees. So ons is verby. Ons sê vir die Here baie dankie daarvoor. Kaartmasjienkies, ek moet altyd seker maak, het ons die kaartmasjienkies, is ons reg daarmee? Enige iemand reg? Ek sien nie, so ek gaan hom skiep vanoggend. Right, en daar is ons staan op 189,50. Kom ons dien die Here met ons liefdegawe.
wat ek ooit sal wees. Vriende, onthou ons kuier na die tyd, lekker koffie, kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here. Die Here wat aan die begin van die erediens gesê het, kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is die Here wat ons ook wegstuur met sy seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees by ons elke een wees en bly. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, my genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy